Goeiemôre geliefde, baie welkom op hierdie Dinsdagoggend. Niks gebeur toevallig nie. Maar vanoggend praat ek wel met 'n persoon wat vir my sê sy sukkel om hierdie spesifieke persoon lief te hê en te vergewe. En nou kom vanoggend se teks juis soos die Here dit nou maar net beplan het en bedoel het. As hy vir ons sê vergewe mekaar en steek so 'n stokkie voor Satan. Kom ons lees wat Paulus in 2 Korintiërs 2 skryf. Hierdie 2 verse. En vir hom wat julle iets vergeef, vergeef ek ook. Sodat Satan nie die oorhand oor ons kry nie. Ons is immers nie onbekend met sy planne nie. Vorige vertaling sê, ons ken sy planne maar al te goed. Nou iemand in die gemeente van Korinthe het blykbaar baie groot ongelukkigheid tussen die gelowiges veroorsaak. Presies wat hy gedoen het, weet ons nie, ons kan maar raai. Maar waarskynlik het van die Korinteërs of Korinthe gereken dat dit wat hy gedoen het totaal onvergeeflik was. En dis vir hulle wat Paulus hier skryf. Hy sê nou gee julle mos vir Satan sy sin. Dis mos sy werk die. Hy is die een wat verdeeldheid in die Here se gemeente probeer saai. En nou werk julle ywerig daarmee mee, deur nie te vergewe nie. Help julle hom mos om 'n oorhand in die gemeente te kry. Deur nie te vergewe nie. Laat julle hom die oorhand in die gemeente kry. En dit kan 'n mens tog nooit toelaat nie. Ons weet mos dis sy plan. En dat sy plan niks goed vir sy gemeente, vir God se gemeente inhou nie. Daarom moet ons 'n stokkie daarvoor steek, deur altyd gereed te wees om enige een te vergewe, net soos die Here ons geleer het om te doen. En hier kom ons nou by die vraag, hoe doen ek dit? Uit ons eie uit? Verseker nie. Nie in staat om dit te doen nie. Maar kom ons gaan leer by die Here hoe. Wie het iets gedoen waaraan jy ernstig aanstoot geneem het en wat jy sukkel om te vergewe en te vergeet? Moenie vir een oomblik langer toelaat om Satan 'n greep in jou lewe te gee nie. Kom, maak 'n tyd vanmôre geliefde en neem hierdie probleem nou na Jesus toe. En laat hom vergewe, sodat jy kan vergewe, sodat jy in Paulus se woorde en die gemeente kan lewe. Holy Spirit, you touched my soul, you touched my spirit, and you made me whole. You are the light, the truth, the way. I trust in following you night and day. You are the Father, you are the Son, you are the Spirit, you're the Holy One. You are the Holy Trinity. I live through you, oh Lord, you live in me. Holy Spirit, you are the light that comforts me through day and night. Holy Spirit, show me the way when I should carry on, when I should stay. You are the Father, you are the
Son, you are the Spirit, you're the Holy One, you are the only Holy Trinity. I live through you, oh Lord, you live in me, and you lift me up, and you give me strength, to live my life, right through to the end. You are the Father, you are the Son, you are the Spirit, you're the Holy One, you are the only Holy Trinity. I live through you, and you live in me. You are the Father, you are the Son, you are the Spirit, you're the Holy One, you are the only Holy Trinity. I live through you, oh Lord, you live in me. You are the Father, you are the Son, you are the Spirit, you're the Holy One, you are the only Holy Trinity. I live through you, and you live in me. I live through you, and you live in me. I live through you, oh Lord, you live in me. Here Jesus, leer my om te vergewe soos U vergewe. Ek bring elke wrok om my hart na U toe. Verlos my daarvan en maak my vry. Amen. Mag jy saam met my geliefde 'n wonderlike dag hê.